Goeiedag, het is vir my so lekker om vandag weer met jou te kan kuier op hierdie manier by Kaleyo Kerk. Eers, dit is vir my so lekker om te weet hoe ver ons mense kan bereik in Suid-Afrika, reg oor die wêreld. Ons het weer in hierdie week klomp e-posse ontvang van mense van Amerika af. Mense uit Witbank, mense uit die Kaap uit, mense uit die Vrystaat uit. So ek wil vir jou so welkom sê, dat ons op hierdie manier saam kan wees vandag. En ek weet somme, die Here gaan jou intiem bless vandag. Dit is besig om winter te raak, dit is besig om koud te raak. En ons het nou al, ek het nou al hier by my huis het ek nou klomp hout aangeskaf. Dit raak nou tyd om daai kacheltjie elke dag te stook. Ek het elke oggend 'n wonderlike oomblik met my kinders. Ons het 'n kachel hier in die huis. En dan pak ek hom lekker vol hout en in die oggend is dit my werk, ek is eerste op, terwyl almal nog snork en lê dan, staan ek eerste op en maak vir almal 'n koffietjie. En my vrou kry al elke oggend van haar lewe, kry sy 'n koffie in die bed. Vandat ons getroud is, so amper 10 jaar. Kan jy glo, sy is so gebless. Gadiel, soos wat jy hierna kyk, jy is hom gebless. Met 'n wonderlike man. Maar in elk geval, dan steek ek die vuurtjie aan en dan word almal so wakker en dan trek ek al die kinders aan voor die kachel en dan is dit 'n wonderlike oomblik. Ja, ek deel sommer met jou wat in ons lewe aangaan. Hoe lyk jou oggende? Vertel vir ons 'n bietjie daar in die comments. Ek wil hierdie week wil ek so 'n bietjie saam met jou kuier en ek het gedink ek wil een keer 'n jaar by hierdie boodskap stil staan. Dis 'n boodskap wat ek dink ek een keer 'n jaar gaan preek. Want ek sien soveel mense kom op hierdie plek en waar hulle sukkel en veral die woordjie twyfel. Twyfel in hulle geloof. Twyfel in, is dit wat ek glo die waarheid? Is dit wat ons lewe, ons energie, ons ewigheidsperspektief opbou, is dit die waarheid? Is Jesus Christus werklik die waarheid? Ek meen, as jy op sigware daarna kyk, en dan kan jy dink, hoorie, ons is hier besig met 'n geloof, waar daar 2000 jaar terug, het daar 'n man geleef, sy naam was Jesus Christus, hy het aan 'n kruis gesterf, en ons vat dit vandag nog steeds as die waarheid, en ons bou ons lewe daarop, en dis waar ek wil uitkom vandag, is dit die waarheid? En weet jy hoekom is dit vir my so belangrik? Ek sien soveel mense in vandag se tyd, op sosiale media, en soveel gesprekke wat ek in is, en soveel mense wat die Here my toelaat om meer te kuier en te oorgesels, kom ek agter, dat daar 'n geweldige groot groep mense is, wat twyfel, of hierdie, wat ek en jy glo, die waarheid is. En kan ek vandag eerlik vir jou sê, dat miskien is hierdie nou nuus vir jou, maar hey, ek twyfel ook nou en dan. Ek wonder ook nou en dan, wanneer ek bietjie deur 'n dip gaan, of deur dinge stoei in my lewe, hoorie, is hierdie alles die waarheid? Is hierdie, dit wat ons glo, ek meen, kan ons met mekaar in die oë kyk en sê, is hierdie alles die waarheid? Of het ons die kat, wat is die term, die kat aan die stert beet? Ek dink daar is so Afrikaanse sêding. Maar die punt is, wanneer ek in hierdie spasies kom, wil ek jou begelei, dat die Heilige Gees my elke keer terugbring na die absolute waarheid toe. En ek en jy glo nie net 'n fabel nie, ek en jy glo nie net 'n storie nie, daar is geweldige, gegronde bewyse, en ons gaan vandag daarna kyk, wat nie net ons geloof staaf nie, maar dit laat groei in elke area van ons lewe. En so daarom wil ek jou op daai manier bedien vandag. Maar ek wil eers die vraag antwoord, is, hoekom stap mense weg van Christendom af? Of hoekom stap hulle weg van die geloof af? En dit gaan jou dalk help, wanneer jy met vriende interaksie mee het, wat jy sien, hoor, hulle leef dalk nie hulle ware identiteit uit en leef hulle geloof uit nie, of vriende wat selfs al weggestap het van die geloof af, of selfs vriende wat vir wie jy baie lief is, maar julle gesprekke kom nie met mekaar uit nie, want
want hulle het weggestap van die geloof, en ek sien dit op sosiale media geweldig. Ek het afgelope tyd 'n paar mense, groot mense, wat kerke gelei het, wat mega kerke gelei het, wat weggestap het van Christendom af, en dis vir my tragies, om dit te sien, en ek het so 'n bietjie gaan kyk na hulle redes, hoekom sê hulle stap weg, en ek wil ons help vandag, oor hoe weet ek en jy, dit wat ons glo, die absolute waarheid is, en ek gaan jou begelei in dit vandag. So, kom ek vra jou die vraag, twyfel jy? Het jy al getwyfel? Ek dink enige persoon wat eerlik met hom of haarself is, sal sê, ja, ek het al getwyfel. En dan kom ons hê 'n gesonde gesprek vandag rondom dit. Kom ons bid gou saam. Here, dankie dat ons vandag u woord, u lewe, u asem kan beleef, Here. Here, ek bid wanneer ons vandag prakties gesels oor hoekom glo ons wat ons glo, Here, mag u ons harte kom bedien, mag u kom genees, Here, mag u gebroke harte kom gesond maak, mag u weer geloof in mense se lewens oprig, mag u mense kom wat vol angs en vol vrees en vol twyfel is, mag u hulle harte en hulle koppe kom rustig maak. Dankie, Here, daarvoor. Ons bid dit in Jesus heilige naam en almal sê, amen. Kom ons antwoord gou 'n paar van hierdie, hoekom stap mense weg van die geloof af? Wel, ek dink een van die grootste redes is dat mense kyk vandag na die Christelike kerk en sien soveel oneenheid, soveel verskillende denominasies, soveel verskillende doktrines, soveel verskillende dogmas, soveel verskillende teologie, perspektiewe, sieninge, ideologieë, filosofieë. Een persoon sê jy moet 'n kind doop. Ander mense sê nee, ons glo in die doop van die gelowige. Ander persone sê nee, luister hierso. Party mense is vooraf gekies om hemel toe te gaan, en ander sê nee, ons lewe met vrye wil. Ander sê, hoor jy moet die kerklike tradisies moet jy doen godsdienstig. Ander sê jy moet die sakramente onderhou. Ander sê soos die Katolieke, hoor jy die enigste manier hoekom jy gered is omdat jy deel het aan die Eucharist, die fisiese eet van Jesus se liggaam en wat hulle daar vir jou bied. Ander mense sê nee, ons is vry van geloof. Hoor jy, dit kan gaas wees. Wie is nou reg? En wie is nou op die regte pad? En ek kan sien hoe mense buite Christendom inkyk en sê, hoor, hierdie ouens is almal van hulle koppe af. Niemand stem saam oor enige iets nie. En dis waar, die mens is gebroken. Omdat ons die Bybel het en die geskrifte het en daar verskillende perspektiewe op dit kan wees. Ja, daar is baie sterk verskillende opinies oor wat die Bybel sê. Maar daar is 'n paar kernwaarhede wat ons vandag nou gaan kyk. Wat as ons hierdie kernwaarhede skuif, dan glo ek, party mense is wel besig om diep te manipuleer en besig met dit wat ons nie Christendom kan noem nie. Maar ons gaan vandag daarna kyk. Maar ek kan sien dat mense na Christendom kyk en al hierdie verskillende goed sien en dink, hoorie, dit maak net nie vir my sin nie. Niemand stem saam oor niks nie. Ek gaan wegstap van die geloof, hierdie kan nie die waarheid wees nie. Die tweede rede hoekom mense wegstap is, hulle kom uit georganiseerde godsdiens uit. Hulle beleef nog nie hulle vryheid in Christus nie. Hulle besef nie dat Christus hulle vrygemaak het van godsdiens en religion nie, maar hulle vind hulle self in georganiseerde religion en godsdiens, en dit maak hulle moeg. Hulle dink hulle moet perform, ons praat baie oor performance, perform vir die Here. Ek moet genoeg bid, ek moet genoeg Bybel lees, ek moet genoeg vas, ek moet genoeg mense bedien, ek moet genoeg kerk toe gaan, ek moet dit doen, ek moet daai kursus bywoon, ek moet soveel selgroepe plant, ek moet daai doen, ek moet, en ek kom op 'n plek van diep uitbranding en sê net, ek kan nie meer nie. Hierdie geloof maak my moeg, en hulle posisie teenoor Christus is ek stel te leer, ek kry dit nie reg nie, en dis die ding van godsdiens en religion, dit maak dood, dit bring nie lewe nie, maar Christus het nooit gekom om 'n georganiseerde godsdiens aarde toe te bring nie, hy het gekom om nuwe lewe te bring, hy het gekom om vryheid te bring, die mens het gegaan, en van Christendom en van Jesus se boodskap 'n godsdiens gaan maak, en baie mense is daar vasgevang, en dan kan hulle nie meer, hulle brand uit, en
dan stap hulle weg van die geloof af. Die derde rede is, mense word seer gemaak deur mense in die kerk. Daar is 'n groot rede en 'n groot argument hiervoor, dat mense plaas vertroue, plaas broosheid, plaas laat toe dat mense leierskap oor hulle neem, en dan maak hierdie mense seer, en mense kry seer, en mense is emosioneel eerder gedryf, as wat hulle baie keer prakties en logies gedryf is. En wanneer ons veral uit 'n spirituele plek mense so vertrou en broos is, en mense maak daai area seer, dan kry mense geweldig seer, en dan stap hulle weg van die geloof af met hierdie tipe van sin. As dit is hoe God se mense lyk, dan wil ek niks met hulle te doen hê nie. Hey, kan ek wil vir jou sê, ek was ook al daar. Ek het ook al seer gekry deur mense wat my seer gemaak het, of baie keer waar ek toegelaat het dat hulle my seer maak, of ek mense hoër geag het as wat ek regtig moes. En ja, ek het seer gekry dit tyd, en ek het daai selfde gedagte al gehad. Jy weet, as die mense van God so lyk, hoekom dan wil ek niks meer te doen hê nie. Hey, kan ek vir 'n oomblik stil staan? As daar mense in jou lewe is uit 'n kerklike plek wat jou diep seer gemaak het of jou diep teleurgestel het, wil ek vir jou sê, ek is jammer. Die mens is nie perfek nie, en kan jou diep teleurstel. Dit beteken nie dat dit die waarheid van die evangelie null and void verklaar nie. En ons moet die twee van mekaar af kan skuif en sê, hoorie, net omdat daar kerkseer is, beteken dit nie die evangelie is nie die waarheid nie. Die volgende rede wat ek vandag wil noem is dat mense kry nie eerlike antwoorde op hulle vrae nie. Baie Christene word gered, hoor die evangelie van Jesus Christus, en dan begin hulle vrae vra oor hoe werk sekere goed? Hoe kan 'n goeie God toelaat dat daar slegte goed gebeur? Hoekom is daar homoseksuele mense wat aangetrokke is tot mekaar? Hoekom kry kinders kanker? En hoekom gebeur die en hoekom gebeur daai? Daar is 'n lys van vrae wat ek nie vandag alles by kan stil staan nie, maar mense probeer vra, en is die Bybel die waarheid, en is daar hierdie Bybel dalk foute, en sien ons dalk goed verkeerd, en die realiteit is, mense vra, en dan kry hulle nie eerlike antwoorde nie, en mense is nie bevoegd om hulle te help nie, en dan stap hulle weg van die geloof af, want hulle voel, en hoor baie keer, hoor, jy vra nou te veel vrae, hoor, jy moet net glo. Hoekom is jy nou rebels? Luister, jy moet net glo. Jy moet net glo, broer. En dit bring verwarring, en mense voel, hoorie, maar hoekom kan ek nie eerlike vrae vra nie? Kan ek vir eerlik sê, hey, jy is so welkom om eerlike vrae te vra. Ek vra vandag nog eerlike vrae vir die Here. Here, hoe werk hierdie, en hoekom daai, en hoekom het dit gebeur, en ek verstaan nie hoe hierdie werk nie. Jesus het nie, was nie kwaad vir Thomas toe hy begin vra het, en sê, Here, hoorie, is jy die werklike Christus? En die Here het hom sy hande gewys, en gesê, kyk, dis ek. Kan ek vandag vir jou in die oë kyk en sê, die Here verwelkom moeilike vrae. Die Here is nie bang vir jou moeilike vrae nie. Inteendeel nooi hy jou uit om moeilike vrae te vra, want dit bring ons in dieper verhouding met hom. Daar is geen spasie waar die Here nie bereid sal wees om jou te ontmoet nie. Gaan ons alle antwoorde op alle vrae in hierdie lewe kry? Ek dink dis ook naïef om te dink, ja, ons gaan. Nee, ons gaan nie. Paulus sê, ons verstaan vandag net ten dele. Ons verstaan nie alles nie. Eendag in die volheid van tyd, wanneer ons terug by Christus is, sal ons alles verstaan, maar vir nou gaan ons nie alles verstaan nie. Ons is beperkte wesens, ons is beperkte mense, maar dit beteken nie, ons mag nie vrae vra nie. Okay. Maar baie keer wanneer mense voel, hulle kan nie vrae vra nie, dan stap hulle weg van die geloof af. En dan die laaste rede wat ek wil noem is mense wat deur diep seer en pyn gaan en deur lyding gaan, waar dinge skeefloop, waar hulle gebid het, waar die Here gesmeek het, maar hulle kind gaan nog steeds dood, die huwelik verbrokkel nog steeds, die besigheid vou, jou werk word verloor, jy het die kankeruitspraak is oor jou, die ekonomie val, jou kind word geboelie, waar ook al, die mense gaan deur suffering en lyding, en dan sê maar, hoorie, ek kry nie antwoorde hierop nie,
en stap hulle weg van die geloof af. Ek noem dit 'n paar goed dat ek vandag vir jou wil wys die realiteit waar mense se koppe is en ek wil dit vandag aanspreek, maar ek wil hierdie ook sê. Weet jy wat help my in hierdie tipe van gesprek en vraag is Jesus is die enigste persoon wat saam kom lei het, wat saam kom suffer het, wat die wêreld se lyding op hom geneem het en gesterf het aan die kruis. Hy is nie, dis vir my 'n baie groot rede hoekom meeste van die ander godsdienste nie die realiteit en die waarheid kan wees nie, en ons sal vandag maklik kyk hoekom hulle nie is nie, maar Mohammed het nie kom sterf aan 'n kruis nie, en Boeddha het nie kom saam lei nie, of wie ook al die ander gelowe is, Christus het saam kom lei, hy het mens geword, hy het kom saam dra, as daar iemand is wat verstaan waardeur jy gaan, is dit Jesus. Hy is nie 'n God ver bo, wat ons nou moet happy hou nie, nee, hy is die enigste God, ware God, wat mens geword het, wat tussen ons kom woon het, wat kom verstaan het, en dit sê iets, en so, maar wanneer mense nie dit besef nie, dan stap hulle weg van die geloof af, want die lyding is baie keer net te veel, en hulle beleef nie die Here se nabyheid, omdat hulle 'n verkeerde perspektief het van wie God is. So, dis 'n klomp redes, hoekom mense wegstap van geloof af, en jy het ook 'n paar verhoudinge, het jy dit gesien. Maar elke keer wanneer ek op 'n plek van twyfel kom, waar ek dink, yes, hoorie, is ons hier besig met die waarheid, dan gaan ek net weer terug na 'n paar kernfundamentele goed, wat nie geskuif kan word nie, wat my geloof bou, en vir my kom sê, nee, Jesus Christus is die absolute waarheid. So, hier's 'n paar redes. Die eerste groot rede, hoekom Jesus Christus die waarheid is nommer 1, die wonderwerk van die skrif, die wonderwerk van die Bybel. Ek sê hierdie oor en oor, en dit klink so eenvoudig, maar kan jy net vir 'n oomblik saam met my net gaan dink, die statistiese onmoontlikheid, maar dat dit wel moontlik is, dat die Bybel is deur 40 plus outeurs geskryf, oor ongeveer 1500 jaar, op 3 verskillende kontinente geskryf, en uit 3 verskillende tale geskryf, Hebreëus, Aramees en Grieks. Dit is 'n storie wat oor 2000 jaar een storie vertel. En dis die storie van Jesus Christus. Die Ou Testament wat punt na Christus toe, die Nuwe Testament wat vertel van die implikasie van Christus se opstanding uit die dood en die grootheid daarvan. As ek net daaraan dink, dan dink ek, hierdie storie bestaan al 2000 jaar. En hierdie skrif, die Bybel, is bymekaar gebring, en vandag vertel dit van hierdie persoon, Jesus Christus, die wonderwerk van die skrif, nommer 1. Nommer 2, wat vir my 'n kernsteen in my geloofslewe is die getuienis van die apostels. Nadat Christus terug hemel toe is, en ons het in die week ons hemelvaart gevier, het die apostels hulle lewe gegee om die evangelie van Jesus Christus aan mense te gaan kommunikeer, en elkeen van hulle het 'n gruwelike dood gesterf. En as hulle 'n leuen gaan vertel het, hoekom sal die apostels vir 'n leuen gaan sterf? Nee, hulle het in die diepste kern van hulle wese, hulle het Jesus gesien, hulle het sy wonderwerke gesien, hulle het gesien hoe hy aan 'n kruis sterf, hulle het gesien hoe hy opstaan uit die dood, en die implikasie daarvan, hulle het gesien hoe die Heilige Gees oor hulle kom, hulle het gesien hoe hulle met kragtige werking in die omgewings rondom hulle mense gaan bedien, en hulle het gesterf vir daai boodskap. Hoekom sal die apostels vir 'n leuen gaan sterf het? So, die apostels se missie en hulle bereidheid om te ly vir die evangelie is vir my 'n kernsteen in ons geloof. Nommer 3, die hoeveelheid getuies wat die opstanding gesien het.
Weet, baie mense stap weg van die geloof af, want hulle voel, ja, hoorie, maar Christendom is net 'n klomp hipokrits, en Christendom is teen mense om wat hulle vryheid wil uitleef, en Christendom is net georganiseerde godsdiens. Nee. Ek wil vandag baie duidelik vir jou maak. Paulus kom leer vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 8 sê hy, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die geskrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die geskrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna het hy aan die 12 verskuif en daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn. Nou, in vandag se howe, as daar meer as een getuie is, dan sien ons dit as die waarheid. Daar het meer as 500 mense Jesus gesien opstaan uit die dood, wat hom beleef het, wat hom aanskou het. Nou, die belangrikheid hiervan is, baie mense wat wegstap van die geloof van Jesus Christus, is oor emosies, oor doktrines, oor hulle seer gekry het, ons het alles nou bespreek. Maar een ding moet ek vir jou sê, as jy probeer om Jesus Christus se opstanding te probeer vals verklaar, geen mens in die geskiedenis op aarde kon dit al ooit regkry nie. So, ek en jy is nie gelowiges omdat iemand aan 'n kruis gehang het nie. Ek en jy is gelowig omdat daai persoon 3 dae later uit die dood opgestaan het. En dis die enigste figuur, die enigste wese, Jesus Christus wat mens geword het. Dis sy opstanding wat alles wat ek en jy in glo, die waarheid maak. Nou, ek wil hierdie bynoem. Die feit dat hierdie storie al 2000 jaar oorvertel word. Ek meen, as dit nie die waarheid was nie, kon dit in die 1ste eeu, kon dit vinnig doodgemaak geword het. Mense kon gesê het, nee, hy het gesterf, dit was net 'n fabel, maar vir 2000 jaar kon geen mens die realiteit van Jesus Christus en sy opstanding stop nie. Die feit dat ek en jy 2000 jaar later nog steeds oor hierdie gesels, wys die gewig van die opstanding van Jesus Christus. En dis wonderlik. Die vierde rede hoekom een van die boustene van my geloof is die eksponensiële groei van die kerk. Die kerk kon vir 2000 jaar ook nie gestop geword nie. Daar is nie 'n organisasie ouer as die kerk van Jesus Christus nie. Daar is baie besigheid wat al 100 jaar oud is of 200 jaar oud is. Die Christelike kerk is al 2000 jaar oud. En ons het gesien dat van sy opstanding in Handelinge het daar die eerste keer in Handelinge 2 het daar 3000 mense tot geloof gekom, Handelinge 4 toe is daar nog 5000 mense tot geloof en hier van Handelinge 8 af eksponensiële groei van die Christelike kerk en ek en jy is vandag nog deel van dit. Ek en jy is nie 'n deel van 'n organisasie waar ek en jy elke tweede week bymekaar kom nie. Ons is deel van iets wat 2000 jaar oud is. Maar ek kan al hierdie feite vir jou gee. Jy kan verder gaan studeer oor die wonderwerk van die skrif, die getuienis van die apostels, die getuienis van die meer as 500, die eksponensiële groei van die kerk. Ek kan al hierdie goed vir jou noem en sê, hoorie, dis die feite, hier's die realiteit. Ons geloof is nie gebou net op 'n fabelstorie nie, hier is feite, is gebou op waarheid. Maar nou wil ek jou bedien. Jy sien, die laaste bousteen van hoekom ons geloof die waarheid is en hoekom ons nooit hoef te twyfel nie, is jou persoonlike getuienis. Daar gebeur 'n moment in Johannes 9 waar 'n blinde ou weer sien. En dan sê hy hierdie woorde, kragtige stelling. Hy sê, ek weet nie baie nie, maar een ding weet ek. Ek was blind, en nou sien ek. Nadat Jesus hom aangeraak het, hy was blind, maar nou sien hy. Ek weet nie van jou nie, maar as jy terugkyk oor jou lewe, daar's 'n paar momente in ons lewens, waar dinge nie eers moets gewerk het nie, maar dit het. Die kind moes nie geleef het nie, maar sy het. Ek moes nie lewe nie, maar ek het.
Daar's die hand van die Here wat in mense se lewens beweeg. Die krag van die Here in mense se getuienis, mense wat diep verslaaf was, wat die Here kom vrymaak het. Mense wat totaal verlore is, wat die Here kom vind het. Huwelike wat vernietig moes gewees het, wat die Here kom herstel het. Mense wat mishandel is en diep seer wonde, rou wonde het, wat die Here kom genees het. Jou persoonlike storie. Jy die Here sien beweeg in jou lewe. En die woord sê die mense is oortuig deur by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Jy sien, daar het te veel in my lewe gebeur, in my en my vrou se lewe, wat my het gaan skuif van die Here se kragtige hand. En dit wat hy in ons lewe kom doen het. Ons was blind, maar toe ons Jesus ontmoet, toe hy ons identiteit vir ons kom wys, toe ons saam met hom gesterf het en opgestaan het uit die dood, nou sien ons die ewigheid, nou sien ons die absolute waarheid. Kan ek net vir jou sê, dat dit vir my so belangrik is om hierdie gesprek met jou te hê, want die vyand se grootste wapen in jou lewe is net om vir 'n oomblik twyfel te saai. Dit was sy missie in Genesis met Adam en Eva. Hy het net die vraag kom vra, het die Here regtig gesê? En jy sien, as die vyand jou kan laat twyfel, dan kan hy vrees toelaat. En as hy vrees toelaat, dan kan hy jou begin manipuleer. En as hy jou kan manipuleer, kan hy jou begin beheer. En ek vir jou vandag vra om saam met my weer autoriteit te vat en te sê, Here, ek glo nie net omdat iemand my vertel het daarvan nie. Ek glo, daar's eksterne diep bewyse dat Christus uit die dood het opgestaan het. Maar meer as dit het ek die hand van God in my lewe gekom sien. Ek was verlore, ek was dood in my sonde, maar U het my kom red en U het my lewendig kom maak saam met Christus. Ek was 'n sondaar, ek was gebroke, ek was seer, maar U het my kom skuif van sondaar na seun. Ek het geen rede om te twyfel nie, inteendeel, ek kan staan op die belofte van wie ek is in Christus. Jy sien, die groot vraag wat baie mense mee sukkel, is nie, baie mense twyfel nie noodwendig in die bestaan van die Here en die bestaan van die geloof nie, maar hulle twyfel in, is die Here goed vir my? Was jy al daar? Is die Here goed vir jou? En so verland met hierdie skrif, Romeine 8 vers 31 en 32 sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy was selfs nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met ons ook alles genadiglik skenk nie? Ek wil jou vandag deur daai skrifvers kom bedien en sê, die Here is in die detail goed vir jou en wil goed vir jou wees. Die Here ken jou storie, hy ken jou struggles, hy weet waar jy gaan. So Here, ek kom bid vandag en ek bedien elke persoon. Here, daar waar al twyfel gesaai is, kan ons vandag deur hierdie gesprek sien. U bestaan, U is lewendig, U het opgestaan uit die dood en daarom kan ons saam met U lewe. Here, dankie dat ons hierdie lewe kan aanpak, nie as sondaars of gebroke mense nie, maar as kinders, seuns en dogters van God. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê, amen. Mag hierdie boodskap jou geloof net weer kom bring na 'n nuwe plek toe, om te weet dat dit wat ek en jy glo die absolute waarheid is en daar's geen rede vir twyfel nie. Die Here is vir ons. Ek kan nie wag om volgende week saam met jou te kuier by Simplicity Venue. Ons gaan so 'n wonderlike tyd saam hê. Bring vriende, nooi mense wat jy weet die evangelie van genade nodig het om te hoor. Ek is so lief vir jou. Ek sien jou volgende week by Simplicity Venue.